Jy weet, wanneer 'n pyp wat na 'n kritiese orgaan lei, verstop raak, dan klink die oplossing mos doeteenvoudig. Maak dit net oop. Maar wat as die mediese bewyse 'n heeltemal ander storie vertel? En dit, mense, is presies die kern van die stent-paradoks. En dit bring ons by die groot vraag van die dag. Net omdat ons die tegnologie het om 'n pyp oop te maak, beteken dit ons moet dit altyd doen? Is die ooplopende oplossing altyd die beste een? Goed, hier is hoe ons hierdie hele saak gaan uitpak. Ons begin by die probleem self. Dan kyk ons na die hoë tegnologie oplossing wat soos die perfekte antwoord gelyk het. Dan die kinkel in die kabel, die bewyse wat alles omgekeer het. En ons sluit af met waar ons vandag staan. Reg, kom ons duik dadelik in. Die hele storie draai om 'n toestand met 'n redelike ingewikkelde naam, renovaskulêre siekte. Kom ek verduidelik dit eenvoudig. Dink aan die pype wat bloed na jou niere toe vat. Nou, wat gebeur as daardie pype begin vernou, gewoonlik as gevolg van gedenkplat op 'n bou? Wel, dan skiet jou bloeddruk die hoogte in en jou niere kan begin struikel om hulle werk te doen. Dis die kern van die probleem. So, jy het 'n loodgietersprobleem, reg? 'n Verstopte pyp en moderne medisyne kom met 'n skynbaar perfekte, hoë tegnologie oplossing, die stent. Die logika hier agter is so, wel dit maak net sin. As die vloei van bloed belemmer word soos 'n tuinslang met 'n knak in, wat doen jy? Jy maak die knak reg. 'n Stent is basies 'n klein stukkie steierwerk wat die slagaar oophou en daai vloei herstel. Dit klink perfek. En uit 'n tegniese oogpunt is die prosedure 'n reuse sukses. Dokters kan in meer as 95% van gevalle daardie stent presies plaas waar hy moet wees. So die meganiese deel van die werk, baie maar foutloos. En bo-op dit alles is hierdie benadering ligjare voor die ou manier van oop chirurgie. Dis soveel minder ingrypend, dis veiliger en mense is baie vinniger weer op die been en uit die hospitaal. Dit klink soos 'n absolute, onbetwisbare oorwinning, reg? Wel, soos jy seker al kan raai, dis nie heeltemal so eenvoudig nie. En dis hier waar die storie 'n dramatiese wending neem. Die wetenskap het besluit om hierdie sogenaamde ooglopende oplossing behoorlik op die proef te stel. En die resultate het skokgolwe gestuur. Kyk, oor amper 2 dekades het 'n hele reeks groot gerandomiseerde kliniese proewe en dis die goue standaard in mediese navorsing, hierdie perfekte oplossing onder die loep geneem. Van die vroeë dae met die Drastic proef tot Astral en Star en uiteindelik die grootste en mees deeglike een van almal, die Coral proef. En hier is die bom wat gebars het. Die gevolgtrekking van die Coral-proef was verstommend. Vir die oorgrote meerderheid van pasiënte het die stent absoluut geen bykomende voordeel by goeie ou medikasie gebied nie. Ja, die pyp was oop, maar die pasiënt, hulle was nie regtig beter daaraan toe nie. Die gaping tussen wat almal verwag het en wat regtig gebeur het, was enorm. Die hoop was dat stenting hoë bloeddruk sou genees, die niere sou beskerm en lewens sou red. Maar die koue, harde data het gewys, te doen geen van daardie dinge beter as medikasie op sy eie nie. Glad. En as ons spesifiek na die nierfunksie kyk, raak die prentjie selfs meer onseker. Vir elke pasiënt wie se niere beter geword het, was daar basies een wie se niere slegter geword het. En vir die helfte, dit het geen verskil gemaak nie. Dis letterlik soos om 'n muntstuk op te gooi. En dit, my vriend, is net nie goed genoeg vir 'n mediese prosedure. So, dit bring ons by die logiese vraag. As die bewyse so duidelik is, hoekom word hierdie stente enigsins nog gebruik? Wel, soos dit altyd in die medisyne is, die antwoord lê in die fynskrif. Wat die proewe ons wel baie duidelik gewys het, is wie nie gestent moet word nie. As jou bloeddruk onder beheer is, jou niere nog goed werk of jy geen simptome het nie, is daar geen bewese voordeel aan 'n stent nie. Dit hou dan net onnodige risiko's in. Punt. Maar, en dis 'n belangrike maar, die proewe het nie almal ingesluit nie. Dokters het mettertyd besef daar is 'n baie klein, baie spesifieke groepie pasiënte wat dalk steeds kan baat vind. En ons praat hier van die uiterste gevalle hoor. Mense wie se bloeddruk hand uitruk, alles hulle op 'n handvol pille. Of mense wat met akute hart- of nierkrisisse opdag. Vir hulle en slegs vir hulle kan 'n stent dalk die laaste strohalm wees. Goed, nou dat ons verstaan wanneer dit dalk nog gebruik word, kom ons kyk vinnig presies hoe dit werk. Hoe kry die dokters daar die klein stukkie metaal tot diep binne-in die slaghaar? Die tegniek self is eintlik 'n klein wonderwerk. 'n Chirurg maak 'n klein gaatjie in 'n slaghaar, gewoonlik in die lies. Van daar af word 'n baie dun gitsdraad versigtig opgestoot tot by die blokkade in die nierslaghaar.
Oor daardie draad word 'n klein ballonnetjie gestoot wat dan opgeblaas word om die vernouing oop te forceer. En laastens word die stent in posisie geplaas en oopgemaak waar dit dan permanent bly om die slagaar oop te hou. Dis nogal slim. Goed, so na al hierdie bewyse, al die debat, wat is die finale oordeel? Waar laat dit pasiënte en dokters vandag? Wel, die antwoord is oorweldigend duidelik. Vir die meeste mense is die beste bewysgebaseerde strategie nie 'n prosedure nie. Dit is om die beste moontlike mediese behandeling te kry. En optimale mediese terapie is nie net een of ander vaat term nie, hoor. Die korrelproef het dit presies uiteengesit. Dis 'n spesifieke kombinasie van medikasie, aspirin om die bloed te verdun, 'n statien vir cholesterol en dan kragtige bloeddrukmedikasie om die onderliggende probleme aan te spreek. Dis 'n aggressiewe mediese aanval op die probleem. So die riglyn is nou eintlik heel eenvoudig. As jy geen simptome het nie of jou toestand word goed bestuur met pille, dan is stenting van die tafel af. Vir die meeste ander mense is aggressiewe mediese terapie die bewese beste pad vorentoe. Slegs vir daai klein groepie wat in 'n ernstige krisis is, waar medikasie duidelik misluk, dan eers kom stenting ter sprake as 'n moontlike laaste uitweg. En dit bring ons terug by waar ons begin het. Die storie van die nierstent is 'n ongelooflike kragtige les, is dit nie? In die medisyne is die ooglopende oplossing nie altyd die regte ene nie. Dit herinner ons dat dit nie genoeg is om net 'n anatomiese of 'n loodgietersprobleem op te los nie. Ons moet altyd dieper vra. Maak ons die pasiënt, die mens, werklik beter? En die enigste manier om dit te weet, is om ons beste idees meer dwingloos te toets, te leer uit die bewyse en, die belangrikste, bereid te wees om van koers te verander.